Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na die oppervlakte van 'n driehoek, wat hy is en hoe hy werk. Die oppervlakte van 'n driehoek is half basis maal loodregte hoogte. Maar mense het moeilikheid om te bepaal waar is die basis en waar is die hoogte en watter getalle om te gebruik. Kom ons kyk hoe werk dit. Eers gou 'n bietjie teorie. Driehoeke se oppervlakte is half basis maal hoogte. Dis 'n formule. As jy begin met 'n som soos hierdie en skryf jy oppervlakte, maak 'n klein driehoekie is gelyk aan half b maal h. Hierdie hoef nie weer uit te skryf nie, dit sal die helfte van die basis wees maal die hoogte. Die basis is altyd een van die sye en die loodregte hoogte is altyd op hierdie sy. So wat gou kyk, as daar die basis is, gaan ons die hoogte daar kry. Basis daar onder sit, gaan ons die hoogte hier buitekant kry. As die basis hier sit, gaan ons die hoogte daar kry. Ons sal dit nou verder verduidelik. Hier het ons nou 'n driehoek wat vir ons gegee is en hier sit klomp nommers hier op. Daar sê hulle daai is 60 cm, 50 cm, 80 cm en hierso is 35 cm. Nou die oppervlakte se formule sê ons moet half basis maal hoogte. Dis skryf ons dan neer, die oppervlakte van die driehoek is half basis maal hoogte. Nou moet ons bepaal waar is die basis. Nou ons kan hierdie as die basis gebruik, daai of daai, maar nie in hierdie geval nie, omdat die hoogte hier sit en nie gaan ons hierdie basis gebruik. Ons mag nie die 50 gebruik nie, want die hoogte sit nie op hom nie. Ons mag nie die 60 gebruik nie, want die hoogte sit nie op hom nie. Ons moet die basis en die hoogte wat saamwerk gebruik. Dan vervang ons net die getalle in. Ons kyk van die basis as 80 cm, skryf hom in hakies. Die hoogte as 35, gebruik 'n sakrekenaar en vermenigvuldig dit uit. Dan is die finale antwoord 1400, en dan net om te sê centimeter kwadraat. Wat beteken vierkante centimeter? Want oppervlakte meet ons in vierkante eenhede. In hierdie driehoek vra hulle vir ons om die oppervlakte van driehoek ADC. Sit jou vinger op A, skuif hom na D toe, skuif hom na C toe, skuif hom terug na A toe. Ons wil daai driehoek se oppervlakte bereken. By 'n goeie vraag is daar gewoonlik nie kleur nie, so jy moet hierdie driehoekie hier kan uitsien tussen die ekstra lyne wat jy hier sien. Eerstens het ek hierdie basis gebruik, want ek sien hier's 'n loodregte hoogte wat van hom afloop. Dan vul ek net die 130 by die basis in, en die 10 by die hoogte, en gebruik 'n sakrekenaar, en kry die antwoord 650 vierkante meter. Stop die video, en kyk of jy dit kan insien. Maar ek het vir ons genoeg inligting gegee, dat ons op van die ander kant af ook kan doen. As jy kan oplet, sê jy sien, dat ek kan hierdie as my basis gebruik, en dan daai my hoogte vat buitekant. Mense sukkel om dit in te sien, ek sal aan die einde van die video verduidelik hoe mense dit alles kan insien. So dan gaan ek my basis as 50 vat, en my hoogte is 26, en dit hier invervang in hakies, wat dan so sal lyk, en dan werk ek dit net uit met my sakrekenaar. Dan kry ek weer 650 vierkante meter, net soos ek hier gekry het. Onthou, 7 uit 8 mense soek altyd die hoogte binne in die driehoek. Moenie, ek sal nou vir jou verduidelik waar jy die driehoek se hoogte elke keer moet soek. Hier het ek nou 'n driehoek, dieselfde driehoek oorgeteken, en gesê ek kan partykeer hier gaan staan vir my basis, daar gaan staan of daar gaan staan. Indien ek hierdie as my basis wil gebruik, trek ek altyd 'n ewewydige lyn aan my basis deur die hoogste punt. En my loodregte hoogte sal ek enige plek tussen daai twee lyne kry, op enige plek waar hulle vir my kan gee. In hierdie geval sal dit van daar af daarna toe wees. Indien ek hierdie as my basis wil gebruik, dan trek ek 'n ewewydige lyn deur die hoogste punt en soek die hoogte enige plek tussen hierdie twee lyne. Indien ek hierdie as my basis wil gebruik, trek ek 'n lyn ewewydig aan hierdie basis deur die hoogste punt en enige plek tussen hierdie twee lyne sal ek my loodregte hoogte dan kry. Ek het dan geskryf, indien die basis by AB is, sal ek my loodregte hoogte by C kry. Indien die basis by CB is, sal ek my loodregte hoogte by A kry. En as die basis by AC sal wees, sal ek my loodregte hoogte by B kry, al is dit buite die skets, soos hier ook buite die skets. Stop die video en sien of jy kan verstaan dat die loodregte hoogte op verskillende plekke kan sit. 'n ander belangrike ding om te onthou in wiskunde is as jy byvoorbeeld teruggaan na hierdie prentjie toe en jy wil sy oppervlakte uitwerk, gaan ek hierdie as my basis gebruik en hierdie as my hoogte. Maar moenie bang wees in wiskunde om 'n prentjie te vat en om te draai as jy jou beter gaan pas nie. Jy kan byvoorbeeld so neersit. Dan kan jy die 130 as jou basis gebruik en die 10 as jou hoogte. Beweeg dus in meetkunde goed rond totdat jou pas. Daai asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal. Indien daar enigiets is in wiskunde op skoolvlak waarmee jy sukkel,
kan jy vir ons die probleem aanstuur na hierdie nommer toe, dan sal ons vir jou die probleem probeer oplos en vir jou 'n antwoord terugstuur. Geniet die wiskunde.